Graad 12 leerders, welkom by vandag se wiskundeles. My naam is Eureka Jansen. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Research and Development. Vandag gaan ons verder met graad 12 statistiek. Meer spesifiek 2 veranderlike data. Hierdie tel ongeveer 10 punte in jou tweede vraestel. Wat is die doelwitte van vandag se les? Teen die einde van hierdie les behoort julle nou al mooi die verskil te verstaan tussen 1 veranderlike data wat graad 11 werk was en dan 2 veranderlike analise van graad 12. Dan moet julle ook 'n spreidingsdiagram kan teken en dan verskillende statistiese opsommings kan gebruik om dit te kan ontleed en dan ook sinvolle kommentaar te kan lewer oor hierdie 2 veranderlike data. Julle moet dan ook weet wat is die verskil tussen interpolasie en ekstrapolasie en ook vir my kan besprekings gee oor die skeefheid van data. Dan moet jy ook 'n lyn van beste passing op jou spreidingsdiagram kan teken en dit dan ook kan toepas in praktiese vrae. Dan moet jy die lyn van die beste van die kleinste kwadrate regressielyn ook vir ons kan kry en dit dan ook met interpolasie en ekstrapolasie voorspellings kan maak. Weereens, julle kan in die CAPS dokument en ook in die wiskunde UTP van 2025 kan julle ook gaan meer inligting kry oor presies wat betrokke is in hierdie onderwerpe. Goed, nou die kennis wat ons nodig het, is natuurlik jou graad 11 werk, wat alles gaan oor 1 veranderlike data. Daar het ons gekyk na die gemiddel, die modus, standaard afwyking van 1 veranderlike data. Jy moes ook die 5-getal opsomming kon gedoen het en dan ook mond- en snoordiagramme kon teken en dan ook interpreteer. Omvang, nou sy ander name, gebied, variasiewyte of reikwyte en dan ook die interkwartiel variasiewyte van 'n datastel kon kry wat die verskil was tussen jou 3de kwartiel en jou 1ste kwartiel. Die mond- en snoordiagram, nie net teken nie, maar ook interpretasie doen. Laastens die uitskieters daar, wat jy in 'n spesifieke interval moes kon bepaal het, deur jou grense van uitskieters te eers te bepaal en dan te kyk watter waardes lê buite dit. En dan ook die teken van 'n ogief en 'n histogram vir kontinue data. Nou is ons by ons basislyn aktiwiteit vir vandag. Hier is 'n opname gedoen waar hulle gesê het die tyd wat dit neem tot die naaste minuut om 'n sekere taak te voltooi is aangeteken vir 48 verskillende gevalle. En toe het hulle dit reeds vir ons hier in 'n tabel gesit waar hulle dit nou in intervalle ingedeel het. En aan elke interval het hulle vir my die frekwensie gegee. So die eerste opdrag hier is voltooi vir my die kumulatiewe frekwensietabel op die diagramvel en teken dan 'n ogief vir die data op die diagramvel. So kom ons kyk hoe gaan dit lyk. Ons kumulatiewe frekwensie onthou weer, na die eerste interval kan ek sê ek het al 6 waardes. Dan gaan ek verby die tweede ene, dan het ek in totaal 15 waardes. En na die derde ene sit ek 13 by en dan het ek 28 waardes. En so gaan ek aan tot by die einde van die laaste interval wat ek dan 48 waardes het wat hulle ook in die vraag vir my gesê het. Die totaal van my frekwensiekolom is. Nou, as ek my kumulatiewe frekwensietabel het, dan kan ek my kumulatiewe frekwensiegrafiek, oftewel my ogief, maklik gaan teken. Wat is die belangrikste punte wat jy hier moet onthou in terme van waarvoor jy punte gaan gee? Sekere goeders wat belangrik is, ek moet noodwendige punt tel nie, maar onthou, op jou y-as, jou byskrif is kumulatiewe frekwensie. Dan, jou plot van jou punte gaan altyd teenoor die regte grens. So, ons gaan byvoorbeeld enige een van die punte vat. As ek byvoorbeeld die 28 vat, dan gaan ek kyk, hy moet geplot wees teenoor 23. So, teenoor 23 gaan ek dan 28 plot. Ek gaan kyk dat daai kolletjie daar is. Sien julle, daar is hy. Op die x-as hier is hy 23 en op die y-as is hy by 28.
So, ons kyk dan net of jy teenoor jou regte grense geplot het, dis waar jy eerste punt kry. Tweede punt is gewoonlik vir die feit dat dit 'n gladde kurwe is, en derde punt is dat jy hom geanker het. En onthou, ons anker hom by die eerste waarde van die eerste interval. Dan vra hulle vir my van hierdie ogief moet ons nou die mediaan, die onderste en die boonste kwartiele vir die data aflees en dan ook 'n mond- en snordiagram teken. So, as nou ons gee weer hier voor ons het, eerstens as ek die mediaan wil kry. Nou in hierdie geval, jy hoef nie te bekommer oor desimale nie. Hulle gaan net verwag dat jy min of meer op die regte plek gaan wees. So in hierdie spesifieke geval het ek 48 waardes in totaal gehad. Onthou, as jy nie weet hoeveel daar staan die stel nie, gaan kyk wat is die hoogste punt wat jou laaste waarde lê. So 48 waardes in totaal, deel dit deur 2, dan kom ek by 24 uit. Dit beteken, op die y-as moet ek begin by 24, gaan tot teen my grafiek en lees dan afwaarts en hieronder lees jy 'n 22 af. So my mediaantyd is dan 22 minute. Kom ons kyk na die ander. Om ons eerste kwartiel te kry, gaan jy weer jou 48 waarde in totaal daar vat en hierdie keer deel jy dit deur 4. So dit gaan dan vir my hieronder sê ek moet by 12 gaan aflees. So van 12 af gaan ek regs tot teen die grafiek en dan lees ek af hieronder. Dit gee vir my 'n eerste kwartiel van 18. Om ons derde kwartiel te kry, ja, kan jy gaan en sê, kry 3/4 van 48, of, wat ek vind wat makliker is, hier het jy mos by die vorige een gesê, ek begin by die mediaan by die 24ste waarde, en dan het jy hier gesê, ek begin by die 12de waarde. As jy hierdie 24 en die 12 by mekaar tel, gaan dit vir jou 36 gee, wat ek dieselfde waarde het as dit wat ek daar. So dan begin ek by 36 tot teen die grafiek af onder toe en dit beteken jou derde kwartiel is 25,5. Nou, van hierdie waardes af gaan ons dan nou ons mond- en snordiagram kan optrek. Nou, net gou opsommend hierso, ons minimumwaarde kry ons van die eerste interval se linkergrens. Ons maksimumwaarde kry ons van die laaste interval se regtergrens en dan ons 3 kwartiele het ons sopas van die ogief af afgelees. So daar is ons mond- en snordiagram. Onthou jou skaal, dit moet altyd op skaal wees. Jy kan nie net ewekansig dit teken. En dan jou verskillende waardes plot jy maar net teenoor die regte waardes daar. Nou hier is my minimum, dis my kwartiel 1, dis my kwartiel 2, dis my kwartiel 3 en daar is dan my maksimum waarde. Nou 'n bietjie meer terug na die graad 12 werk toe. Net gou ter hersiening, wat is datahantering nou weer? Dit is waar ons verskillende data of inligting gaan insamel, dit opteken, dis waar ons frekwensietabelle gewoonlik ter sprake kom, dit dan analiseer, voorstel en op die uiteinde ontleed vir gevolgtrekkings. Wat is data nou weer? Dis maar enige feite of numeriese inligting wat ons kan insamel en dan in 'n analise kan gebruik. Vorige grade het jy altyd een veranderlike gebruik, maar in graad 12 gaan ons nou oorskakel na 2 veranderlike data. Wat is 2 veranderlike data? 2 veranderlike data is maar net waar ons 2 verskillende aspekte met mekaar, ek wil sê, in verband gaan bring. En ons gaan kyk wat is die verbandskap tussen hulle. Om 'n baie eenvoudige voorbeeld te noem, kom ons sê ek samel inligting oor die verkope van aromas en ek kyk byvoorbeeld na die temperatuur. So ek gaan nou 'n opname maak en kyk as dit 'n spesifieke temperatuur is, hoeveel aromas het ek verkoop. En dan kan ek daardie data vat en ek kan dit ontleed en gevolgtrekkings maak. Is daar 'n verband tussen die temperatuur en die hoeveelheid aromas wat ek verkoop? Korrelasie is maar net die statistiese maatstaf wat vir my aandui
wat die verbandskap spesifiek tussen daardie twee veranderlikes is. So, daarmee bedoel ek eintlik meer, hoe sterk is daardie verbandskap? Okay? So, kom ons gaan kyk gou-gou, as ek nou verder gaan, na my spreidingsdiagram. Hierdie diagramme het jy in graad 8 geteken, dan het jy so klomp kolletjies geteken, en dit was net op spulpunte wat jy geplot het. Dit het nie gewoonlik nie vir jou beteken, is eintlik maar regtig waar. Maar nou in graad 12 gaan ons regtig bietjie meer in diepte daarna kyk. So, wanneer ek twee verskillende faktore betrokke het, dan noem ons dit twee veranderlike data, en ons kan dit dan presies voorstel soos koördinaatpunte. So jy gaan een veranderlike op jou x-as hê, en die ander veranderlike op jou y-as, en dit gaan dan vir jou soos 'n koördinaatpaar gee. Kom ons kyk, die korrelasiekoëffisiënt is dan net 'n getal, wat ons dan met hulp van ons sakrekenaar gaan aandui, en hy gaan vir my dan 'n aandering gee, van hoe sterk is die verbandskap tussen hierdie twee. Met ander woorde, is daar 'n sterk verband, sodat ek voorspellings kan maak, of is dit maar net spul data wat ek ingesamel het, en daar is nie regtig 'n verband tussen. Wanneer ons kyk na die korrelasiekoëffisiënt, soos ek reeds genoem het, dis 'n syfer wat ons met ons sakrekenaar gaan uitwerk, en hy moet altyd lê tussen -1 en 1. Die regressielyn het jy al so 'n bietjie van gehoor in 'n vorige grade, maar ons het dit iets anders genoem. Ons het daar gepraat van die lyn van beste passing. Meeste van die tyd het jou onderwyser sommer vir jou gesê, jy moet 'n lyn trek deur al daardie punte op jou spreidingsdiagram, sodat min of meer eweveel punte links en regs van die diagram lê. Dan graad 12 gaan ons nou nie meer so dit doen nie. Ons gaan 'n spesifieke vergelyking van 'n reguitlyn uitwerk. En ons noem hierdie lyn die kleinste kwadraat regressielyn, of sommer partykeer praat hulle net van die regressielyn, of partykeer praat hulle van die lyn van beste passing. So, enige van daardie gaan jy spesifiek 'n vergelyking, reguitlyn vergelyking, gaan jy uitwerk. En dan gaan jy daardie reguitlyn vergelyking deur daardie punte kan teken. Wat beteken, omdat ons dit dan nou al gebruik is uitwerk, gaan dit 'n baie beter beeld gee van wat met jou data gebeur, en jy kan dit dan ook baie meer akkuraat gebruik om voorspellings te maak. Nou, baie belangrik ook, hierdie lyn wat ons gaan teken, hy gaan deur jou punt, wat aangedui word deur x-gemiddeld en y-gemiddeld. So, x-gemiddeld is maar net, as jy al jou x-waardes vat, die veranderlike wat op jou x-as is, en jy kry die gemiddeld van daardie waardes. En jy vat al jou y-waardes en jy kry sy gemiddeld. Weereens kan jy hierdie met hulp van jou sakrekenaar gaan kry. Ja, die spreidingsdiagram is 'n voorstelling van twee veranderlike data. Twee veranderlike data, soos ek genoem het, twee verskillende faktore wat betrokke is, twee veranderlikes, wat dan die verbandskap tussen hierdie veranderlikes gaan aandui. Die een faktor gaan op die x-as wees en die ander faktor op die y-as. En soos ek reeds genoem het, word dit dan soos koördinate dan eintlik net in verband met mekaar gebring. Kom ons kyk na ons regressielyn. Die regressielyn is daardie lyn wat ons nou op ons spreidingsdiagram gaan teken, en dit dui dan vir my die algemene neiging aan van my twee veranderlike data. En dan word dit gaan my byvoorbeeld aandui, as ek byvoorbeeld van links na regs op my grafiek beweeg, gaan my data toeneem of gaan dit afneem? Die data wat ek kan gebruik, kan in verskillende formate wees. 'n Regressielyn hoef nie noodwendig 'n reguitlyn te wees. Nou, in graad 12 gaan ons, wat betref die kry van 'n vergelyking, gaan ons net na 'n reguitlyn regressielyn kyk. Maar dit is wel moontlik dat jou data in 'n tendens kan wees wat 'n ander patroon het. So, in vorige grade het jy dalk moontlik al gehoor dat die patroon wat tussen twee veranderlikes kan wees, dalk moontlik 'n kwadratiese patroon kan hê. Met ander woorde, die data kan eers stygend begin en dan later kan dit afneem. Of dit kan selfs eksponensieel wees. Ons gaan egter nie in graad 12 met daardie patrone as sulks werk en vergelykings kry verder. Ons gaan net met die reguitlyn werk. So dit is 'n lineêre regressie.
Nou, die lineêre korrelasie tussen twee veranderlikes verwys na die sterkte van 'n lineêre verbandskap. So onthou nou weer, ek het gesê ons kyk net na verbandskappe wat lineêr is. Met ander woorde, soos wat jou x-waarde toeneem, gaan jou y-waarde ook toeneem. Of soos wat jou x-waarde toeneem, gaan jou y-waarde afneem in die geval van 'n dalende een. Nou, hierdie lineêre korrelasie kan dan, soos ek dit nou net genoem het, ook positief of negatief wees. Die positief verwys dan maar net dat jou regressielyn 'n positiewe helling sal wees en 'n negatief verwys dat 'n regressielyn 'n negatiewe helling sal hê, met ander woorde dalend van links na regs. Kom ons kyk na die drie situasies wat ek hier het. Die eerste ene het ek 'n positiewe korrelasie. Hoekom? Want as ek kyk na my tendens, is hy besig om te styg. Kyk ek na die tweede ene, is dit 'n negatiewe korrelasie, want my punte is besig om te daal van links na regs. Kyk ek na die derde skets, is daar nie 'n patroon nie. Daai kolletjies is heeltemal versprei oor my diagram. In so 'n geval sal jy dan net sê, jy het geen korrelasie. So wanneer jy hierdie beskrywings moet doen van die verbandskap tussen die veranderlikes, gaan jy vir my eerstens moet sê of dit positief of negatief is, en dan gaan jy ook vir my moet sê dis 'n lineêre korrelasie. Want onthou, ons wil daarom weet, is dit lineêr of dalk moontlik eksponensieel. So, ons bewoording gaan dan wees, dis byvoorbeeld 'n positiewe lineêre korrelasie of in die tweede ene 'n negatiewe lineêre korrelasie. Nou, kom ons by die kleinste kwadraat regressielyn. Onthou sy ander name, ek kan maar net praat van 'n regressielyn of ook lyn van beste passing. Sodra hulle vir jou sê, kry 'n vergelyking van 'n lyn hierso, dan weet jy dit is hierdie vergelyking wat jy moet kry. Jy gaan dit totaal en al met jou sakrekenaar doen. So, omdat daardie lyn, dis 'n reguitlyn is wat nou deur x gemiddeld en y gemiddeld gaan dit vir my die verbandskap tussen my veranderlikes beskryf. Op jou formuleblad sal jy heel linksonder sal jy daardie uitdrukking sien. Dis maar dieselfde as 'n gewone reguitlyn vergelyking, behalwe ons sit daar 'n y-kappie. Ek sal nou terugkom daarna toe. So, as ek dit vergelyk met 'n gewone reguitlyn vergelyking, dan is dit mos y is gelyk aan mx plus c. So hierdie 1b wat daar staan, is eintlik maar net my helling van my regressielyn. En c is my y-afsnit. So dis wat ons daar by eerste twee keer sien. Ons sit net 'n kappie op die y. Hoekom? Want dit is nie 'n werklike waarde wat ons aflees nie. Ons gaan hierdie vergelyking gebruik en dan gaan ons 'n x-waarde invul en dan 'n antwoord kry. Maar dit is net 'n voorspelling wat ons doen. Dis nie noodwendig dat dit presies waar gaan wees nie. So daarom sit ons 'n kappie op daardie y om net aan te dui dat dit 'n voorspelde waarde is. Goed, so die kleinste kwadraat regressielyn gaan ons nou deur daardie gemiddelde punt laat loop en dan ook deur die y-afsnit, of as jou lyn baie skuins is, dan is met ander woorde baie skerp, dan mag dit gebeur dat jou y-afsnit dalk negatief is. Nou wanneer jou y-afsnit negatief is, verleng jy nie jou y-as ondertoe nie. Dan moet jy vir my die x-afsnit uitwerk. En dan plot ons die x-afsnit tesame met daardie ander punt. Ons korrelasiekoëffisiënt, soos ek gesê het, is dit 'n enkel syfer wat dan die sterkte van daai verbandskap aandui. Ek wil hê wanneer jy dink aan regressielyn, moet jy dink aan magnete. Dink aan 'n magneet en 'n spul ystervelsels wat op 'n tafel lê. As die magneet baie sterk is, dan gaan die ystervelsels mos almal baie naby aan daardie magneet kom en dit gaan aangetrek word deur daai magneet. Maar as ek net 'n ou dun pieperige magneetjie daar in die middel sit en ek gooi 'n spul ystervelsels, dan gaan dit nie noodwendig daardie punt sterk aantrek nie. Ons almal weet dit is darem nou nie naskennis wat ons nodig het nie. So, dink in terme van korrelasie, soos die sterkte van 'n magneet. As jou korrelasie baie sterk is, dan gaan jou punte baie naby aan daai regressielyn lê. Terwyl as jou korrelasiekoëffisiënt swak is, dan gaan die punte redelik versprei wees oor jou vertrapte dos.
So die eienskappe van hierdie korrelasiekoëffisiënt, hy moet lê tussen -1 en 1. Hoe meer jou punte afwyk, hoe laer is die korrelasiekoëffisiënt. Hoekom? Want onthou, dink my analogie met magnete. Hoe meer my ysterstelsels weg lê van my magneet af, beteken hoe swakker is my korrelasie tussen my veranderlikes. So as ek die punte het wat baie ver versprei het, beteken my korrelasiekoëffisiënt is swak, so hy is laag. 'n Sterk positiewe lineêre korrelasie beteken my punte moet baie naby aan my lyn lê. En dit beteken my korrelasiekoëffisiënt moet dan baie naby aan 1 wees. Onthou hoekom aan positiewe 1, want ek het gepraat van 'n positiewe korrelasie. As ek 'n sterk negatiewe korrelasie het, beteken dit maar net my punte loop in 'n negatiewe patroon en daarom gaan my negatiewe korrelasie gaan dan wees, as hy baie sterk is, beteken dit hy neig altyd na -1. So jy moet eintlik daardie intervalle van -1 en 1. Hierdie is albei baie sterk, die eindpunte, maar hierdie ene beteken dat my patroon van my grafiek is afwaarts en daarin beteken maar net my patroon is opwaarts. So dit gee eintlik maar net vir my rigting waarin my lineêre regressielyn gaan loop. As daar geen korrelasie is nie, dan gaan my korrelasiekoëffisiënt tussen -0,3 en 0,3 lê. Dink hieraan, as daar is 'n tabel wat jy moet gaan leer. En daardie tabel sê gewoonlik vir jou iets in die lyn van, as jy 'n korrelasiekoëffisiënt het van byvoorbeeld 80% plus of 0,8 plus, dan sê hulle vir jou dis 'n baie sterk korrelasie. Dan sê hulle gewoonlik ietsie tussen 50 en 70 is dan hierso 'n matige korrelasie en dan sê hulle gewoonlik enigiets onder 30 is daar geen korrelasie. Koppel dit aan skoolpunte. As jy 'n punt kry onder 30%, dan is dit mos baie swak, want dan druip jy. So daarom sê jy vir jouself, okay, as my korrelasiekoëffisiënt 0,3 of onder 2 is, dan beteken dit daar's geen korrelasie nie, want ek het dan nie wiskunde nie, ek het hom gedruip. Lê hy hier in die middel rond, enige iets hier so bo 30 tot by 60, 70 se kant toe, dan gaan dit 'n matige korrelasie wees. En onthou, iemand wat 80 plus vir wiskunde kry, sê ons is sterk in wiskunde, so daarom koppel ons dit hier aan. So daai tabel kan jy maklik memoriseer, dit deur net aan punte te dink. Nou hier doen ek vir julle nou mooi die verspreiding op 'n diagram aan, dis wat ek nou tot nou toe vir julle so opgesom het. Onthou, perfek negatiewe korrelasie is heel links by -1 en perfek positiewe korrelasie heel regs. Soos julle sien, hier in die middel is dit geen lineêre korrelasie as hy 0 is nie, want dan is daar absoluut niks. Maar tussen 0,3 en -0,3 is daar 'n swak korrelasie. Jy moet dan net aandui of dit negatief of positief is. Hierdie middelpersone is dit wat ek hier vir jou gesê het, is medium of matig. Dis die oudjies wat ek nou gesê het, is so nie 'n onderskeiding nie, maar hulle dryp ook nie wiskunde nie. So dit wat jy hier in die middel, dis jou medium of matige negatiewe korrelasie, of as aan die ander kant positief is, dan positiewe korrelasie, en enigiets van 0,8 opwaarts gaan jy as 'n baie sterk lengte. Jy sal sien in eksamens, die meeste baie kinders is bekommerd as hy op die grens lê. Moenie daaroor bekommer nie. Hulle gaan nie vir jou een gee wat op 'n grens lê. So, hulle gaan byvoorbeeld vir jou een gee wat iets soos 0,97 is. So hy gaan baie sterk wees. Of hy gaan 0,2 wees, of 0,3, dan weet jy, baie swak tot geen korrelasie. Nou kom ons gaan kyk hoe gaan dit lyk as ons dit op die sakrekenaar doen. Eerste ding wat jy doen is jy gaan na die sakrekenaar, na mode toe, dan kies jy stat, want ons is besig met statistiek, en dan gaan kyk jy vir hierdie opsie wat sê A plus BX. Jy kan op al hierdie menus, kan jy regtig net gaan kyk, wat het te doen met die werk wat jy wil uitwerk. Jy wil 'n regressielyn se vergelyking gaan kry. So jy soek vir iets wat soos 'n reguit lyn se vergelyking gaan kry. Dis daai A plus BX. Dan gaan jy jou waardes intik. Maar nou in teenstelling met jou graad 11 tabelle wat jy ingetik het, sal jy sien, hier is 'n kolom vir X en Y. Was tog net, hulle tik die waarde
afwaarts in jou diagram. So jy gaan eers al die x-waardes intik, dis gewoonlik die boonste ry in jou tabel, en dan gaan jy al die y-waardes intik. Na elke waarde wat jy intik, druk jy maar net jou wisgelykkant knoppie, wat soos jy intik jou rekenaar is, tot jy al jou waardes ingetik het. Dan druk jy die IC knoppie. Dit vee nie jou data uit nie, dit beteken maar net, jy gaan nou na jou statistiekmodus toe gaan. So nou druk jy Shift 1. 1 is jou 1 knoppie heel onder, jy sal sien reg bokant hom, staan daar die woordjie stat, so in gewoonlik in oranje. Dan druk jy Shift Stat, en dit gaan dan vir jou hierdie opsies, wat ek daar aan die regterkant sê, vir jou wys, gaan dit vir jou gee. Nou gaan jy REG kies. Waarvoor staan die REG? Dit staan vir regressielyn. Onder regressielyn gaan jy daai opsies sien wat daar staan. En dit is A, B, R, X en dan Y met die kappetjie. Nou, jy gaan nou 1 vir 1, gaan jy hierdie moet tik. So jy gaan dit, 1 is gelyk aan, en dan gaan hy vir jou A se waarde toon. Dan skryf jy op jou ding, en jy skryf A is gelyk aan. Dan gaan jy weer Shift Stat moet druk. Baie verwonder, nou hoe kom ek weer terug by die opsies? Jy moet weer Shift Stat druk, en weer regressie. So jy gaan hierdie stap 6 en 7, gaan jy die hele tyd met herhaal. En dan druk jy 2, dan kry jy B is gelyk aan. En as ek juist terwyl jy besig is, doen sommer klaar die derde ene ook, jou korrelasiekoëffisiënt, want hulle gaan hom vir jou vra. So dan druk jy derde enetjie, R is gelyk aan, en dan gaan jy jou A, jou B en jou R waarde hê. Nou sodra jy dit het, dan gaan jy jou regressielyn vir ons kan neerskryf, want jy gaan dan net terugdruk in daardie A plus BX wat jy daarbo het. Dan kan jy ook jou gemiddelde punt kan jy met jou sakrekenaar gaan uitwerk. Hoe doen ons dit? Ons gaan net in plaas van om hier 5 regressie te kies, gaan ons nommer 4 variansie kies. Ons gemiddeldes in daardie goedetjies is nie by die regressie. So ons moet teruggaan na variansie en standaard afwykingsopsies. So as jy teruggaan na hulle toe, dan sal jy by hom jou X gemiddeld en jou Y gemiddeld kan kry. Dit sal dan daar beskikbaar wees onder jou opsies. Ons kyk nou gou net op die sakrekenaar, hoe lyk dit? Sakrekenaar, ek het jou aanvanklik gesê, kies Stat Mode en dan A plus BX, hy lê daar so. Op jou formuleblad, daar is jou regressielyn se formaat. So dis al wat jy daar gaan kry. Daar is 'n formule op jou formuleblad vir B. Maar asseblief, julle gaan hom nie gebruik nie. Hoekom nie? Want julle gaan dit nie per hand en met tabelle uitwerk nie. Julle werk dit met die sakrekenaar uit. Om dit met die tabelle uit te werk is aansienlik meer werk en jy sal sien hierdie vraag tel net 2 punte. So jy gaan nie soveel werk doen nie, so asseblief bly weg daarvan af en doen hom net met behulp van die sakrekenaar. Nou praktiese toepassing. Ons het hierdie tabel wat die uitslae toon van 5 graad 12 leerders in wiskunde en wetenskap. Maar pas op hierso. Wetenskap is eerste genoem. So as hy eerste genoem is, gaan hy op die x-as wees en wiskunde op die y-as. Moenie die data omruil. Jy moet nou spreidingsdiagram vir die data geteken, dan die vergelyking van lyn van beste passing kry, die gemiddelde punt van die data kry, en dan daai lyn van beste passing op jou spreidingsdiagram teken, die korrelasiekoëffisiënt uitwerk en kommentaar lewer oor die sterkte van die verwantskap, en laastens, as 'n leerder 70% vir wetenskap behaal, moet jy die punt voorspel wat hy vir wiskunde gaan kry. Net op hierdie punt, dis regtig baie belangrik dat jy verstaan, dat ons kan 'n regressielyn gebruik om 'n x-waarde in te druk en 'n bypassende y-waarde uit te werk. So ek kan vir jou 'n wetenskappunt gee en uit vir jou vra, jy moet my voorspel wat gaan die wiskundepunt wees. Maar ek kan dit nie omdraai. So jy kan nie 'n wiskundepunt vat en gaan indruk en vir my sê, goed, dit sal sy wetenskappunt wees. Baie van julle dink ons kan dit net omdraai en dit algebraies manipuleer, maar ons kan nie. Want onthou, hierdie regressielyn gee vir my 'n aanduiding van die verskil tussen die kwadrate van die punte
en die regressielyn. En dit is alles in die geval bereken in terme van die vertikale afstande van jou punte. So dis die vertikale afstande van elke punt tot by die as. So as ek nou die proses omdraai, dan moet ek dit eintlik van die ander kant af benader. Die heel maklikste hier is om vir julle die voorbeeld wat ek vroeër genoem het van die roomys verkope. Die temperatuur kan ek gebruik om te voorspel hoeveel roomys verkope ek dalk gaan hê. Maar ek kan nie gaan en sê, as ek nou byvoorbeeld soveel roomys verkoop het, gaan dit vir my 'n voorspelling kan gee van wat die temperatuur was. Want dit werk nie so in die praktyk nie. Ek kon byvoorbeeld 'n uitverkoping gehad het en dan baie roomys verkoop het. So dis nie noodwendig dat as die verwantskap een rigting toe geld, dat jy dit net kan omdraai. So onthou dit maar net, alles sal dit nie in 'n vraestel vra nie, ek sê dit net vir julle vir ekstra. Goed, nou om die spreidingsdiagram te teken, vat jy elkeen van daai punte net. Onthou, bo X, onder Y, en jy gaan dan al jou punte net plot. As ons na hierdie grafiek kyk, ja, hy het 'n lineêre verspreiding, so nou kan ons verder gaan met die volgende vraag. En die volgende vraag, ons die lyn van beste passing gekry, so jy gaan na jou sakrekenaar toe, mode, stat, en jy gaan tik onder A plus BX, gaan tik jy al jou X en Y waardes in, en dan kry jy jou regressielyn se vergelyking, jou A-waarde gaan 6,1 wees, jou B-waarde 0,81, en dit vervang jy dan in daai vergelyking, dat hy dan soos daardie daar lyk. Nou moet ons die gemiddelde datapunt gebruik. Weereens, sommer met behulp van jou sakrekenaar. So met behulp van die sakrekenaar werk jy dan uit op 64,4 en 58,4. So nou gaan jy op jou spreidingsdiagram en jy gaan plot vir ons daardie gemiddelde punt. Dan moet jy nog een punt hê. Nou, elke memo sal jy sien, hulle gee vir jou punte vir ten minste 2 punte. Nou, gewoonlik werk ons dan die y-afsnit uit, maar in die geval van omdat dit 'n reguit lyn is, is dit natuurlik baie maklik om af te lees. So in hierdie geval, ek kan sommer met die blote oog sien, hy gaan my y-afstref. Nou onthou, jou vergelyking, aangaan tot by hom, was 0,81x plus 6,1. So dit beteken my y-afsnit was by 6,1. As hy negatief sou gewees het, moet jy maar net die x-afsnit gaan uitwerk. So nou gaan plot ons op ons y-as 0,61 en jy het mos daardie gemiddelde punt. Nou iets wat jy net in gedagte kan hou, is onthou ons regressielyn is eintlik op sy beste wanneer hy hier in die middel tussen my datapunte is. En dit is as ek interpolasie later gaan doen, dan is dit die plek waar ons regressielyn wel vir ons goeie voorspellings gaan doen. So party mense teken hom daar met 'n soliede lyn en verleng hom dan net terug tot by die as met 'n stippellyn. Enige iets wat ek buite daardie punte dan gaan voorspel, mag dalk nie altyd die akkuraatste antwoord gee, maar ons kom nou daarby. So daar is ons regressielyn. Nou moet ek die korrelasie van die data gaan bepaal, weer eens met my sakrekenaar, en dit werk uit op 0,97. So sien julle weer eens, daar's geen twyfel nie. Dis 'n baie sterk positiewe, want dit is 'n positiewe waarde daar, lineêre korrelasie. Dit beteken maar net daai punte lê baie naby aan my regressielyn. So nou gaan ons hierdie regressielyn gebruik en om te voorspel wat is 'n kind wat 70% in wetenskap het, se moontlike punt in wiskunde. Nou hier moet jy baie mooi na die vraag kyk. As hulle vir jou net sê, voorspel dit. Met ander woorde, hulle sê nie vir jou met behulp van die grafiek nie, of met behulp van die regressielyn. Met jy vrye keuse. Dan gaan ek vir jou aanbeveel dat jy altyd eerder jou regressielyn gebruik. So dan vat jy die vergelyking. Hoekom? Want dis 'n berekening wat jy doen
en is dus baie akkurater as wat jy aflesings op 'n grafiek gaan doen. As hulle egter sê jy moet op die grafiek gaan doen, dan moet jy op die grafiek op jou x-as na 70 toe gaan, opgaan tot hy teen die regressielyn gaan, links gaan en dan gaan aflees. En dan gaan jy gepenaliseer word. As hulle gesê het met hulp van die grafiek, en jy werk dit uit. Ek sou nogtans, selfs in die geval waar hulle sê, werk dit uit met 'n grafiek, sal ek vir jou nog steeds sê, vind hom tog in die regressielyn en werk hom uit. So as ek nou my 70 indruk by x, wat is mos my wetenskappunt, dan gaan ek uitwerk dat my voorspelde wiskundepunt is 62,8. So as jy van die grafiek moet aflees en jy is nie heeltemal seker wat daardie aflesing is nie, doen jouself 'n guns, werk hierdie langs die kant uit. En dan kan jy baie akkurater skat. Maar moet nou nie 'n aflesing gaan gee soos 62,8 nie, want niemand van ons kan so akkuraat op 'n grafiek aflees nie. So dan moet jy net byvoorbeeld aflees 62. Dis net vir die geval waar jy moet aflees van 'n grafiek. Maar te alle tye as jy enigstens kan, gebruik eerder die regressielyn vergelyking en vervang daarin. So dit is dan ons verwagte punt. Nou enetjie vir julle. Die tabel wat ons hier gee vir my die ouderdomme van 10 mans en die gewig wat hulle kan optel. So jy moet die spreidingsdiagram gaan teken, ook weer die vergelyking van die kleinste kwadraat regressielyn gaan kry, dan die regressielyn op my spreidingsdiagram teken, die korrelasiekoëffisiënt uitwerk en dan vir my interpreteer en dan word 'n kommentaar daaroor gee en dan vir my sê wat jy skat wat 'n 50-jarige man behoort te kan optel. Ek gaan jou so 5 minute gee om hierdie te kan voltooi. Dis ons spreidingsdiagram met al sy puntjies, daar is hy. In hierdie geval sal jy sien, jou punte is nie heeltemal so naby aan mekaar soos met die voriges nie. Dan ons vergelyking van ons kleinste kwadraat regressielyn. Daar behoort jy te gekry het dat jou A-waarde 72,49 is. En ons B-waarde is in hierdie geval negatief, want onthou, ons helling hier was negatief. So daar is my vergelyking, wat ek dan nou op my spreidingsdiagram gaan teken. Goed, voordat ek hom teken, die sal eers vir ons gegee, ons gemiddelde punt, onthou dis ook met die sakrekenaar, dis die puntjie wat ek daar plot, en dan ons y-afsnit, is die 72,49, dit plot ek, en dan trek ek my lyn deur. So in hierdie geval het ek nou 'n dalende regressielyn. Goed, nou met ons korrelasiekoëffisiënt uitwerk, dit was gewees minus 0,39. So eerstens, dis 'n negatiewe korrelasie, want my lyn is dalende, en die 0,39 is nie baie sterk nie. Dis 'n swak negatiewe korrelasie, wat ons verwag het, want onthou, die oomblik toe ons punte sien, het ons gesien ons punte is nie baie naby aan daai regressielyn. Dan die skatting van 'n 50-jarige man. Die 50 jaar is die ouderdom, so dit kom in by die x. So ek vat my regressievergelyking, druk die 50 in by x, en dan voorspel ek dat die gewig wat hy sou kan optel, is dan 50,49 kg. Nou interpolasie en ekstrapolasie. Soms verskyn hierdie woord in 'n vraag. Dit gaan nie verander aan dit wat jy doen nie. Jy gaan nog steeds hierdie voorspellings maak deur jou x-waarde in te vang. Die konsep van interpolasie en ekstrapolasie gaan maar net daaroor dat dit gaan 'n invloed hê oor hoe akkuraat jou voorspellings gaan wees. Nou ons sê hier, indien 'n veranderlike se waarde nie in die datastel is nie, dan kan ons die ooreenstemmende y-waardes wel voorspel met die regressielyn se vergelyking. Maar as hy buite val, gaan dit nie noodwendig 'n goeie voorspelling wees nie.
So, kom ons kyk nou na die verskil tussen interpolasie en ekstrapolasie. As ek 'n skets gaan teken, ons punte van ons datastel is die oranje punte wat ons daar vir julle gegee het. So kies ek nou 'n x-waarde en ek gaan hier 'n bietjie vertikale grense trek. As ek 'n x-waarde kies wat in hierdie gebied val, dan noem ons dit interpolasie. So ons vat 'n bekende x-waarde, ek vat hom van hierdie as af, gaan op, bots teen my diagram en lees aan daardie kant. Wat is my ooreenstemmende y-waarde? Omdat my x-waarde binne in die grense val, sal dit dan 'n goeie voorspelling wees. En dit is interpolasie. Ekstrapolasie beteken my datapunte val almal binne daardie omvang. Maar nou kies ek byvoorbeeld 'n waarde wat daar lê. En ek kan nog steeds invervang in my regressielyn vergelyking. Maar dis nie noodwendig 'n goeie voorspelling. So kom ons kyk. Interpolasie, net weer gou die definisie, dit is wanneer my gegewe x-waarde binne die omvang van x-waardes van my datastel val. En dan gaan ek dit indruk in my regressielyn vergelyking en dan gaan ek die ooreenstemmende y-waarde kan kry. So dit is presies dieselfde as wat ek op die vorige skets gewys het. Nou, ekstrapolasie, net weer hersien, dit is wanneer my gekose x-waarde buite daardie omvang van my moontlike x-waardes in my datastel val, en daai x-waarde is dan of groter of kleiner. Met ander woorde, ons het nou daar aan die regterkant gekyk, ek kan selfs waarde hier kies, omdat hy buite my gebied daarso val, sê ek hierdie enetjie sal ook vir my ekstrapolasie gee. Hy gaan vir my waarde daar gee. So enigiets wat buite die stel val, of dit bo of onder is, dit gaan ekstrapolasie vir ons voorsien. So kom ons kyk nou na 'n praktiese voorbeeld wat ons mooi gaan wys wat die verskil tussen hierdie twee gaan gee. So weer eens het ek 'n stel data daar, hierdie gee die ouderdomme en dan die ooreenstemmende lengtes van persone. So ons gaan 'n spreidingsdiagram teken, die lyn van beste passing se vergelyking kry en teken op ons diagram, dan die korrelasiekoëffisiënt kry en kommentaar lewer daarop. Hierdie twee vrae is absoluut standaard. Hulle vra nie so baie kere vir jou om in 'n eksamen 'n spreidingsdiagram te teken nie, want dit is eintlik maar net plot van punte en dit vreet maar net tyd. So dit kom nie baie in 'n matriekvraestuk voor nie, maar vrae B en C is wel, en jy moet volpunte met dit kan kry. Dan, hoe lank verwag jy sal 'n 13-jarige wees? En jy sê, hoe betroubaar dink jy is daai skatte? En dan vra hulle dieselfde vraag, maar vir 'n 40-jarige. So, as ons nou ons data vat en ons plot ons diagram, dan lyk hy nou ongeveer so iets. So dit lyk asof daar 'n redelike korrelasie is tussen ons ouderdom en die lengte van 'n persoon. Dan gaan ons na die lyn van beste passing, weer eens met behulp van ons sakrekenaar. Ons A-waarde werk uit op 78,1, ons B-waarde op 5,58, en dus is my regressielyn is gelyk aan 78,1 plus 5,58x. Ons korrelasiekoëffisiënt, nou daarby kom, as ek gaan teruggaan, ek het nou te vinnig gespring daarso, ons gaan eers ons regressielyn teken. Om 'n regressielyn te teken, het ek hier die gemiddelde punt nodig, met my sakrekenaar, daar het ek omgeplot, en ek sien my eie afsnit is positief, so ja, ek gaan hom plot daar, en dan verbind ek daar die twee punte. Onthou net om jou koördinate ook by die punte by te skryf. Jy kan nie net 'n kolletjie maak nie, want dan weet hulle nie wat 'n punt is joune. En dan dieselfde ook op die y-as, want jy kry spesifiek punte vir twee punte wat op daai lyn val. So sorg dat daar twee koördinate is. En dan is ons by die korrelasiekoëffisiënt, wat ek nou so vinnig na toe wou spring. Ons korrelasiekoëffisiënt in hierdie geval is 0,96.
En soos verwag, sien julle al die puntjies lê baie naby aan my lyn. So ek verwag dat dit sal optree soos 'n sterk magneet en my punte lê naby. Soos 'n sterk, positiewe lineêre korrelasie. Nou daai voorspellings. So kom ons vat ons 13-jarige, dit is nou my X-waarde. Ek druk daai 13 in die plek van X in. As ek dit gaan uitwerk, kry ek 'n voorspelde lengte van 150,64 cm. Dit klink heel goed, want dit is min of meer wat ek kan verwag dat 'n 13-jarige is. So die 13 jaar het tussen my minimum en my maksimum aantal punte geval. So dit is 'n goeie voorspelling, want ek het hier interpolasie toegepas. Nou vat ek 'n 40-jarige man. Onthou, die tabel het nie tot by 40 gegaan nie. So as ek nou 'n 40-jarige gaan inpas, dan gaan dit my 'n ander voorspelling gee. Kom ons kom daar uit. So 'n regressielyn vergelyking, en as ek indruk, dan kry ek 'n waarde van 301,3 cm. Ja, dit is nie regtig baie simpel nie. Nee, geen man is 301,3 cm lank nie. So dit wys vir my dat wanneer ek 'n datawaarde kies wat ver buite my, kom ons sê my omvang van my datastel gaan val, dan gaan ek nie noodwendig goeie voorspellings kry. Want dit kan gebeur dat in hierdie geval het hierdie ding nou voorspel dat hy daar aangaan. Maar as ek in die praktyk dink bietjie wat gebeur. Kinders groei en word al hoe langer, maar net tot op 'n sekere punt, dan hou meeste van ons eintlik maar op met groei. So dan plat hy eintlik af. So die realiteit loop eintlik meer soos daai afgeplatte grafiek van my. Terwyl as jy die regressielyn gebruik, dan voorspel jy dat dit permanent gaan doen. So dit beteken 'n 100-jarige wil ek nie eens weet wat hy dan gaan uitwerk nie. Dit gaan 'n groot getal wees. Goed, so in hierdie geval is dit nie 'n betroubare waarde nie. Nou, kom ons kyk na aktiwiteit. November 2021, die DBE vraestel, se vraag 2 het die volgende verlede jaar gevra. Dit is in 2021 gevra. 'n Plaasstalletjie verkoop melk in 5 liter houers aan die plaaslike gemeenskap. Die prys gaan wissel afhangende van die beskikbaarheid van melk. So nou gee hulle vir jou daar 'n tabel met die prys van melk in rand per 5 liter houer en dan elkeen is 'n ooreenstemmende aantal 5 liter houers wat hulle verkoop het. So weer eens, die boonste ry is jou X-waarde en die onderste ry gaan jou Y-waarde wees. Jy moet die spreidingsdiagram teken en dan die vergelyking van die kleinste kwadraat regressielyn kry. En dan gaan ek jou so, kom ons gee so 5 minute kans dat jy gou weet. Okay. Nou, spreidingsdiagram, as ons hom nou klaar geteken het, sal jy sien, het nou weer eens 'n afwaartse tendens. Die vergelyking van die kleinste kwadraat regressielyn, hier het ons met die SAT-rekenaar gedoen, ons A-waarde is 90,48, B-waarde minus 1,77, wat ons verwag, want dit is 'n negatiewe helling, en dan is my regressielyn as gelyk aan 90,48 minus 1,77x. Goed, volgende enetjie, vra hulle nou, indien die boer 'n 5 liter houer melk teen R38 verkoop. So daai R38 wat hulle vir my gee, is nou weer 'n prys. So hulle gee eintlik vir my die X-waarde. En jy moet nou voorspel hoeveel 5 liter houers gaan hy verkoop. So nou gaan ons die regressielyn gebruik, ons gaan ons pryse invervang en ons gaan 'n voorspelling maak. So nou by die tweede vraag kom. So daar is ons regressielyn vergelyking. Ons druk die 38 by X in en dan kry ons dat ons vergelyking gee vir ons 'n waarde van 23,22 houers wat hy verkoop. As die boer nou daai R38 prys vat
Beteken dit ons kan verwag dat hy 23,22 gaan verkoop. Wat 'n goeie voorspelling is, as ek na my data kan kyk. Want weer eens, ek het hier interpolasie toegepas. Nou sê hulle vir my verwys na die korrelasie tussen die prys van die houers en die aantal houers en lewer kommentaar oor die akkuraatheid van die antwoord. Nou wanneer hulle hierdie doen, selfs as hulle nie vir jou gevra het wat die korrelasiekoëffisiënt is nie, dan weet jy moet jou korrelasiekoëffisiënt altyd gebruik om vir jou tog 'n aanduiding te gee. Ja, jy kan van die diagram af dit sien, maar dit is tog baie akkuraat as jy 'n wiskundige maatstaf kan gebruik. So in hierdie geval is ons korrelasiekoëffisiënt minus 0,94, wat beteken hy het 'n baie sterk negatiewe lineêre korrelasie. So ja, hy is negatief en ja, hy is sterk, want my punte lê baie naby aan my regressielyn. So daar is 'n goeie kans dat as ek 'n prys gaan insit, dat dit 'n goeie voorspelling gaan wees van die aantal houers wat ek verkoop. Goed, nou 'n bietjie huiswerk vir julle. By 'n sekere skool is daar slegs 12 kandidaate wat wiskunde en rekenkunde neem. Hulle gee vir jou 'n hele tabel daar met al die punte van wiskunde en van rekenkunde. Eerstens vra hulle vir jou, bereken die standaard afwyking van die wiskunde data. Nou moet jy baie oppas. Wanneer jy lees standaard afwyking en dan sê jy, maar wat moet ek doen? Ek het nou 2 verskillendes. Lees net jou vraag verder. Hulle het gesê spesifiek standaard afwyking van die wiskunde data. So jy gaan terug na jou graad 11 werk toe en jy gaan maar net werk met daai eerste rytjie, asof die tweede ry nie bestaan nie. Dan die tweede ene, bereken die persentasieleerders wie se punte vir wiskunde binne een standaard afwyking vanaf die gemiddeld is. Onthou weer eens, hierdie vraag daar gewoonlik 3 punte, so jy moet eers maar jou interval gaan uitwerk, gemiddeld minus standaard afwyking, gemiddeld plus standaard afwyking, en dan moet jy gaan kyk, hoeveel van die leerders val daar binne, ja, dit in hierdie geval was dit binne, en dan moet jy dit nog ook verder omskakel na 'n persentasie toe. Derde vraag, kry die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn en teken dit op jou spreidingsdiagram. Vierde vraag, dien 'n kandidaat 60% vir wiskunde kry, voorspel wat sy rekpunt sal wees, en laaste, verwys na die korrelasie tussen wiskunde en rek en lewer kommentaar oor die akkuraatheid van vraag 4. So weer eens sal dit nie pertinent vir die regressie, die korrelasiekoëffisiënt gevra nie, maar jy moet dit gaan kry, sodat jy dan jou voorspelling of jou kommentaar daar akkuraat kan. Kom ons som op, wat was alles in vandag se les? Spreidingsdiagramme, wat voorstelling is van 2 veranderlike data as diskrete punte. Dan gebruik ons die korrelasiekoëffisiënt om vir my aan te dui hoe sterk die verwantskap tussen die 2 veranderlikes is wat betrokke is, en onthou dit is altyd 'n waarde tussen -1 en 1. Die regressielyn is 'n lyn van beste passing wat ons op ons spreidingsdiagram gaan teken, wat dan vir my die algemene tendens van daardie datastel gaan voorstel. En ons moet onthou, teken altyd dit sodanig dat daar 2 punte op daardie lyn is. Eerstens die gemiddelde, x-gemiddeld, y-gemiddeld punt, en dan verleng hom terug na of die y-afsnit op die x-afsnit, wat een ook al van toepassing gaan wees. En dan laastens moet ons statistiese opstellings en grafieke kan gebruik om analises te kan maak en ook betekenisvolle kommentaar te kan lewer. En 'n opmerking van my kant af hier ook. Baie van julle los die vraag waar hulle vir jou sê lewer kommentaar, los julle ook. As jy genoeg vraestelle uitwerk, sal jy gewoond raak. Presies wat soek hulle by hierdie vraag? En dit is regtig vrae wat hulle baie lig maak. So dit is vrae wat jy eintlik baie maklik die punte kan kry. So gaan werk genoeg vraestelle uit en sorg dat jy weet wat om by hierdie tipe van vrae te antwoord. Dan interpolasie en ekstrapolasie. Onthou maar net, interpolasie is die term wat jy gebruik wanneer jy 'n waarde voorspel met 'n gegewe x-waarde wat binne in die omvang
van die gegee data stel val. Terwyl ekstrapolasie val jou datawaarde wat jy vat om nou die voorspelling mee te maak, val buite die omvang. Interpolasie is gewoonlik 'n goeie voorspelling, terwyl ekstrapolasie is nie noodwendig 'n goeie voorspelling. Goed, nou kyk ons bietjie wat gaan ons in die volgende les doen. In die volgende les gaan ons weer bietjie kyk na hersiening oor graad 10 en 11, maar meer spesifiek dan na ons reëls, die waarskynlikheid van A of B, waarskynlikheid van A plus waarskynlikheid van B minus die snyde. Dan ook die onderling sluitende gebeurtenisse, hoe ons dit gaan hanteer. Komplementêre reëls, onafhanklike reëls en dan ook die produkreël wat ons daarop gaan toepas. En dan die gebruik van Venn-diagramme waarskynlikheidsprobleme te kan oplos, maar in hierdie geval nou spesifiek 3 sirkels, 3 gebeure, wat graad 10 en 11 het ons net met 2 gebeure gewerk. En dan laastens boomdiagramme vir die waarskynlikheid van opeenvolgende of gelyktydige gebeure, wat nie noodwendig onafhanklik is nie. Daarmee het ons die einde van vandag se les bereik. Baie dankie.